Hallo en welkom by ons Woensdag oordenking. Ons is nog steeds besig om te gesels oor en toe verloor ek dit. Hoe ons as mense baie keer gebroken kan wees en dit kan verloor in die lewe ook. Maar te midde van dat ek en jy dit nou en dan verloor, vind die Here ons ook en die Here werk in ons lewe ook, in ons gebrokenheid ook. En hierdie week spesifiek praat ons van toe ons het verloor met ons die meer ook. En elkeen van ons het al iewers ons die meer verloor, iewers kwaad geraak oor iets, iewers 'n woede uitbarsting gehad waar ons iemand na 'n warm plek toe gestuur het of iemand vertel het hoe sleg hulle is of afgegaan het miskien op jou kind omdat hy nie 'n sekere ding reg gedoen het of by uitgekom het of jou man of jou vrou. Ons almal het al hierdie beleef ook, maar die Here wil werk in hierdie goed ook. En vandag kyk ons na so 2 of 3 teksgedeeltes wat Salomo 'n bietjie vir ons wyshede gee rondom ons woede ook. En dan sal ons bietjie uit dit ook gesels. Nou Spreuke 15 vers 1 en 2 sê dit vir ons so mooi. Hy sê eerstens 'n sagte antwoord laat woede bedaar. Krenkende woord laat woede ontvlam. Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks. Dwaase mense sê net dwaase dinge. So ek dink eerstens leer dit vir ons 'n sagte woord laat woede bedaar ook. Spreuke 29:11 sê 'n dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'n Wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. So het praat bietjie van wanneer mens met wysheid met jou gevoelens werk ook, kan help mens ook. Nou Spreuke 19:11 sê 'n verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Nou hierso leer ons soveel wyshede en daar's soveel eintlik wat ons kan geleer. Prediker 7 praat ook so baie hiervan, maar iets vandag om bietjie aan te dink ook is die emosie van om kwaad te word, soos ons vandag genoem het in die begin van die week, is 'n emosie wat die Here geskep het. Elkeen van ons gaan iewers die emosie van kwaad beleef. Jy gaan kwaad raak oor 'n sekere ding, 'n sekere situasie, vir 'n sekere persoon ensovoorts. Maar daar's 'n verskil tussen kwaad word en 'n woede-uitbarsting kry. Nou woede-uitbarsting en ons het al vandag daaroor genoem ook, 'n woede-uitbarsting is wanneer die emosie van kwaad heeltemal die beste van jou kry, jy verloor het totaal en al, jy sien net rooi en jy sondig vloek en skel, skree, slaan iemand, beklei, breek mense af, ek weet nie, skel en gaan te kere, daar's soveel goed wat ons eintlik kan noem, maar dis wat gebeur wanneer woede die beste van ons kry, wanneer die emosie die beste van ons kry. Nou, tot 'n mate, soos ons gesê het, kan jy nie emosies noodwendig afskakel nie, jy gaan iewers 'n belewenis kry of 'n emosie kry van die gevoel van kwaad, maar iets in dit vandag moet ons oor gesels en net stil staan by, want die emosie gaan jy beleef. En die emosie baie keer is 'n boodskapper oor wat aangaan in die binnekant. Hy kom eintlik vertel vir jou wat in jou hart en jou lewe aangaan. En soms wanneer jy hierdie emosie beleef, moet jy bietjie reflekteer, bietjie introspeksie doen, eintlik die Heilige Gees nooi en sê, Here, ek beleef nou hierdie emosie, ek raak kwaad vir hierdie persoon, vir hierdie situasie, vir hierdie mens, hierdie ding. Wat gaan aan die binnekant my hart? Daar kan verskillende redes wees. Soms raak ons moeg vir die lewe en ons is uitgestres en daai emosie, daai kwaad gevoel kan 'n ding in jou trigger en dit kan eintlik net vir jou sê, hoorie, maar daar is, miskien is jy net moeg, miskien moet jy gaan rus, miskien moet jy iets uitsorteer, miskien is jy onder stres, miskien is jy afgeskeep deur 'n geliefde, of miskien beleef jy klomp goed en wat eintlik mooi is van die emosie, die kwaad wat opkom. Dit kom gee vir jou boodskap, dit kom vertel vir jou, iets gaan aan hier in die binnekant vir jou, wat nie reg is nie. En dit is eintlik so mooi om dit te besef, want ons moet luister na dit en eintlik dan vir die Heilige Gees vra, Here, wys my, hoekom beleef ek hierdie kwaad emosie, want iets is nie reg hier binnekant my nie, en wanneer ons dit doen, dan gee ons vir die Heilige Gees geleentheid om in ons hart en lewe te werk, om vir ons te sê, miskien is ons moeg, miskien is ons oorwerk, miskien is ons oorgestres, miskien bekommer ons onsself oor onnodige goed, miskien is 'n verhouding nie reg nie, miskien is al iets in die verlede of in my kop of my hart wat nie reg is nie, en dan kan ek 'n geleentheid gee vir God om te werk. So, die emosie van kwaad kan eintlik vir ons so baie sê oor wat aan die binnekant van ons aangaan. Maar dit gaan oor ek en jy moet dit bestuur. Ek en jy moet toelaat dat die Heilige Gees sal inkom en vir ons help om dit te bestuur. Want as ons net oorgee, en ons het al vanaand uit gepraat, as ons net oorgee aan die emosie, as ons net toelaat dat woede die beste kry, dan verloor ons dit. En dan maak ons afbreek, dan breek ons verhoudings en mense, en dis wanneer ons gewoonlik onsself verlore vind ook in die proses. So vandag, mag jy toelaat dat wanneer die emosie opkom, die Heilige Gees vir jou kom sê wat aangaan in jou hart, en mag jy dit bestuur en na hom toe vat, en toelaat dat die Here jou help om deur die emosie te werk, en wat aan die binnekant van die hart ook aangaan.
Kom ons bid ook. Jesus, ons sê vir U dankie. Dankie dat U Gees, so persoonlike Gees is, dat U in elkeen van ons lewens en situasies en omstandighede wil werk. Maar Here, ek bid vandag, mag ons oop wees vir dit. Mag ons toelaat dat wanneer die emosie opkom, ons nie dadelik sal reageer nie, maar eers met U sal gesels. Eers U sal toelaat om vir ons te sê wat aangaan en hoekom raak ek kwaad. En regtig, is dit iets om oor kwaad te raak of is dit iets om eerder te los? Heilige Gees, mag U ons help, want ons kry dit nie altyd reg nie en soms verloor ons dit in oomblikke. Help ons Here vandag om dit nie te verloor nie, maar eerder oor te gee en te leef soos wat U ons geroep het om te leef. Ook ons loof en prys U. Ons bid al hierdie goed vandag in die naam van Jesus Christus ook. Amen. Mag jy vandag 'n fantastiese Woensdag geniet. Môre kuier ons weer lekker saam. Geniet jou dag. Tot dan. Mooi bly.